Here Jesus, ons sien dit regtig as 'n groot voorreg om so saam te wees in 'n erediens saam met ons mense. En dis wat ons graag wil kom doen as ons so saam is om U te verheerlik. Ons is hier om U te aanbid en word U verheerlik. Ook net sommer deur ons saam wees ook vandag in 'n erediens. Dankie dat ons U teenwoordigheid kan beleef en kan ervaar dat U die een is wat eintlik hier langs ons sit op die bank. Dankie dat U teenwoordigheid so konkreet is vir elkeen van ons. Daarom het ons harte oopgemaak. Deur 'n paar liedere ook wat ons gesing het, om U te aanbid. Om eintlik vir U te sê, Here, ons is regtig lief vir U. U is ons Vader. U is ons Here. En dankie dat ons ook, juis vanoggend, as ons praat van die vuur van die Gees, ook U Gees kan ervaar binne in ons. Here, juis as ons dink aan ons omstandighede hierdie afgelope paar dae ook, dan gaan ons harte regtig uit aan die mense wie se huise afgebrand is, mense daar in omstandighede wat die son skyn nie oor mekaar gun nie. Ons bid vir daai mense wat vreesagtig is. Ons bid vir hulle wat letterlik alles verloor het deur 'n brand, deur brande wat aangesteek is deur ander mense. Ons bid, Here, dat U sal voorsien wat hulle nodig het. Maar eintlik wil ons bid vandag, Here, bemagtig ons, help vir ons dat ons daardie mense kan help. Kom wees U deur ons as kerk 'n helpende hand ook vir daai mense. Amen. Daarom is dit lekker wanneer ons nou oorgaan om 'n boodskap te hoor van die Here, dat ons harte kan oopmaak en vir die Here kan sê, Here, ons luister regtig na U stem. Dit voel vir my vanoggend so donker. Is daar 'n lig wat nie brand nie? Maar ons sal nou meer lig kry wanneer ons die woord van die Here lees, nê? Nee. Ek kan vaar die ligte wat moet aanwees is alles aan. 100%. Ons tema vanoggend, juis in aansluiting by die gees van Pinkster, is ons tema, vat vlam met die Heilige Gees. Vat vlam met die Heilige Gees, en ons teksgedeelte is net 4 verse uit daai bekende Handelinge 2. Handelinge 2, as jy jou Bybel saamgebring het, of miskien die foon, en hou dit sommer daar oop, en hou die foon ook daar oop, as jy saam met my by die bladsy gekom het van Handelinge 2. Ek gaan vir ons lees uit die 83 vertaling. Groot woorde, en 'n mens moet eintlik net hierdie 4 verse stadig lees, om net te ervaar hoe die Here sekere woorde op jou hart kom druk vir jou lewe. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos 'n vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. As jy miskien wil onderstreep en miskien die datum daarby skryf vir oggend, is vers 3 wat vir ons so kernvers is. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Ek glo daar is van julle wat al eers al gehoor het, miskien in 'n preek, 'n boodskap van William Blake. William Blake, jy's uit die 18de eeu. Iemand wat pragtige gedigte geskryf het in daardie tyd, en dan is hy die bekendste vir daai gedig, Between Heaven and Hell, the Marriage. Maar hy het ook 'n pragtige gedig geskryf oor die vuur van die Heilige Gees.
En hy het geskryf, unless the eye catch fire, God will not be seen. Unless the ear catch fire, God will not be heard. Unless the tongue catch fire, God will not be named. Unless the heart catch fire, God will not be loved. Unless the mind catch fire, God will not be known. Op die bord sien julle nou, daar is 'n selfie uit die 18de eeu. Daardie tyd was hulle selfies so gewees. Jy het iemand gekry en jy voor daai persoon kom sit wat jou geskilder het. So dit is 'n selfie van William Blake wat ek op die internet gekry het. Maar kyk gou vinnig net na die woorde en wat my nogal regtig uitgestaan het, is unless the heart catch fire, God will not be loved. Net daai woorde is eintlik 'n goeie samevatting van die boodskap vanoggend oor die vuur van die Heilige Gees. Nou as ons saam dink vanoggend en ons praat 'n bietjie met mekaar oor die vuur van die Heilige Gees, dan kom 'n mens sommer dadelik in kontak in jou eie lewe met al die goed wat aan die gang is en wat gebeur, wat eintlik die vuur van die Heilige Gees kom blus en selfs kom uitdoof in jou lewe. Daar's goed in 'n mens se lewe wat die vuur van die Heilige Gees kom blus en kom uitdoof. Dink sommer net aan uitdagings van die lewe wat net te erg raak vir 'n mens. Kan nogal die vuur van die Heilige Gees uitdoof. Liggaamlike agteruitgang, soos die jare aanbeweeg en jy kom agter maar jou lyf is nie meer saam met jou soos wat dit so 10 jaar terug was nie. Liggaamlike agteruitgang en dalk miskien ook kroniese pyn wat jy beleef, kan 'n groot ding wees wat die Heilige Gees se vuur in jou lewe uitdoof. Dit kan spanning wees en meegaande bekommernisse. Wat van die dag van môre? Hoe gaan alles vir my uitwerk as dit en dat gebeur ook in my lewe? Daai spanning, bekommernisse kan die vuur van die Heilige Gees in ons lewens uitdoof. Dan 'n voortdurende finansiële stryd om net elke dag te kan oorleef met jou finansies. Daai ervaring van jy moet letterlik elke sent omdraai. Teen die agtergrond van die stygende onkostes ook hierdie afgelope tyd. Net daai oorlewingsstryd met jou finansies kan nogal 'n ding wees wat die Heilige Gees se vuur in ons kom uitdoof. Dink maar net aan jou verhoudings. Verhoudings met mense rondom jou wat net nie vlot nie. Daar is altyd so ietsie van 'n krapperigheid, misverstande. Verhoudings is ook 'n groot ding wat die vuur van die Heilige Gees in ons lewens kan kom uitdoof. Dalk miskien ook 'n diep ervaring van hartseer. 'n Verlies wat jy ervaar het juis met die afsterwe van 'n lewensmaat. Al is dit nou 'n paar jaar gelede, maar dit is nog steeds iets waarmee jy worstel. Daai verlies, ervaring van verlies, kan nogal die vuur van die Heilige Gees kom uitdoof. Ek wonder maar net vandag, hoe brand die vuur van die Heilige Gees in jou lewe? Of hoe brand dit dalk nie in jou lewe? Kyk ons juist nogal vanoggend na Handelinge 2, daai eerste Pinksterdag, Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees. 'n Lekker paar verse om net weer te lees en dan te kyk. Dan sien ons, Lukas skryf in soveel detail en hy beskryf presies wat daar gebeur het in sulke mooi taal, sulke mooi woorde, wat hulle ervaar het juis met die uitstorting van die Heilige Gees.
'n mens kan eintlik dit wat hy wil oordra, kan jy nie sommer mis nie. Dit staan vir jou hier op die bladsy in die Bybel. En in die begin sê hy sommer daar, belangrik, die disippels was almal bymekaar gewees. Jesus het opgevaar, dit was sy hemelvaart gewees, hy sit nou aan die regterhand van die Vader, en die disippels sit daar. Hulle is bymekaar. Hoe is hulle bymekaar? Hulle is verlangend. Hulle is verwagtend, hopend, biddend. Is hulle bymekaar? Waarvoor? Hulle wag dat die Here op 'n nuwe manier gaan kom om in hulle midde te beweeg. So hulle is in afwagting. En die opdrag wat hulle by Jesus gekry het, gaan wag vir die Heilige Gees. En dan op Pinksterdag gebeur dit. Lukas sê vir ons, hulle hoor iets soos 'n geluid vanuit die hemel. En hy sê dit is soos 'n geweldige stormwind. En belangrik, dit het die hele vertrek gevul. Dit het die vertrek volgemaak. En dan daai groot frase wat ons al so baie keer raak gelees het, wat ons ook vanoggend weer moet saam van kennis neem. Almal is met die Heilige Gees vervul. Almal wat daar by mekaar was in daai vertrek, is toe met die Heilige Gees vervul. Wat is die Heilige Gees? Wat is die Heilige Gees vir jou? Ja, ons sou dadelik kan sê, maar die Heilige Gees is deel van God. Dit is nie 'n stukkie van God nie, dis God self. Dit is deel van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die Heilige Gees, verstaan ons vanuit die woord uit, is die Here se lewende teenwoordigheid en sy liefdevolle krag in die hier en nou. Dit is die Heilige Gees. Vir baie lank in my lewe het ek nogal met hierdie vraag geworstel en gestoei. Wat is die Heilige Gees? Met ander woorde ook om hom dan meer te beleef in ons lewens. En 'n vers wat my nogal gehelp het, was 1 Johannes 4 vers 1, waar Johannes skryf, geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy Gees van God afkomstig is. Wat is die issue wat Johannes hier aanspreek met hierdie woorde? Ek dink dit gaan oor die vraag, wat is teenwoordig in jou lewe? Wie is teenwoordig in jou lewe? En daarom, kom ons herinner mekaar, die Heilige Gees is die Here se lewende teenwoordigheid en sy liefdevolle krag in hierdie oomblik. Ek lig dit spesifiek vanoggend uit, want dit het die hele vertrek gevul. Dit is waarmee daardie mense vervul is. As ons lees dat die Heilige Gees het almal vervul, is hulle vervul met die Here se lewende teenwoordigheid en sy liefdevolle krag in daardie vertrek, in die oomblik. Wat kan ons vanoggend doen? Ek dink wat ons kan doen, is om een voet te plaas in Handelinge 2. Die gebeure rondom die uitstorting van die Heilige Gees. En dan kan ons 'n ander voet plaas, maar net weer, in jou eie lewe. Wat op die oomblik in jou lewe aan die gang is. So as jy jou 2 voete wydspeen kan staan, in Handelinge 2 en in jou eie lewe, dan sal jy agterkom dat die Heilige Gees vandag, in hierdie oomblik, wil sekere skuwe in jou lewe kom maak.
Sekere skuwe kom doen in jou lewe, sodat jy ook dit kan ervaar, wat hierdie mense ervaar het, met die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is die lewende teenwoordigheid en die liefdevolle krag van die Here in jou lewe. En hy wil dit doen, en hy sal dit doen. En daarom is daar 3 basiese uitnodigings, en ek wil amper sê kortliks, 3 uitnodigings. En 'n uitnodiging is iets waarop ek en jy kan reageer. Die eerste uitnodiging, ontvang die vuur van die Heilige Gees in jou hart. Kyk, wees saam met my. Toe daardie wind uit die hemel van God afkomstig deur die vertrek gewaai het hy hulle almal met die Gees vervul. Hulle is almal vervul. En toe sien hulle iets soos vuur. En hulle sien daai 4 tonge van vuur beweeg en verdeel en kom dan op elkeen neer. Die 33 vertaling, die ou vertaling, lees ons dat hierdie 4 tonge het letterlik gaan sit op elkeen. Ons 2020 vertaling lees dat hierdie 4 tonge het op elkeen neergedaal. Maar juis in die Grieks, grondtaal van die Nuwe Testament, word die woorde gebruik en daai beeld van soos wat jy vanoggend kom sit het op hierdie bank, so het daai 4 tonge gaan sit. Die Gees van God het gaan sit op elkeen. 4. Blaai jy net so 'n bietjie deur die Bybel, dan sien jy in hoeveel teksverse kom hierdie beeld, kom die metafoor van vuur na vore. En kyk jy mooi, vuur in die Bybel beskryf eintlik God se lewende teenwoordigheid en sy liefdevolle krag. Reg deur die hele Bybel, oor en oor. Wanneer die Here aan Abraham verskyn, daar in Genesis 15, dan doen hy dit deur 'n oond wat rook en 'n vuurvakkel. Lees dit. Hy verskyn aan hom deur vuur. En dan praat hy ook met Moses, Eksodus 3, deur 'n brandende doringbos, deur daai vuur, en hy noem sy naam. Dink maar net aan die Israeliete, bedags is hulle gelei deur die Here, deur 'n wolkkolom bo hulle, en dan snags 'n vuurkolom. Ek dink sommer net aan daai bekende 1 Konings 18. Dan wys die Here sy teenwoordigheid deur die vuur uit die hemel vir die Baal-profete. En hy wys sy liefdevolle krag daar in die oomblik. Geen wonder dat God in die Ou Testament en die Nuwe Testament word hy beskryf as 'n verterende vuur. God is 'n verterende vuur. Dink gou saam met my, wat kom sommer net by jou gedagtes op as jy daaraan dink dat God is 'n verterende vuur? Ek dink nogal as jy 'n Vrystaatse boer is dit nie 'n lekker beeld wat jy kry van God as 'n verterende vuur nie. Want boere in die Vrystaat dink normaalweg aan daai verterende vuur met 'n veldbrand. En 'n veldbrand word deur boere gevrees, want waar 'n veldbrand beweeg, word alles verteer. Word alles verwoes. Groot diere, klein diertjies, wat mense eintlik nie eens kan sien, die organismes. En op die ou einde sien jy net swart roet in die veld. En jy ruik daai reuk toe van gebrande veld, grasse wat gebrand is. Alles wat verwoes is. Maar hoe sou dit wees as ons aan God kan dink as 'n kaggel, 'n warm kaggel op 'n koue wintersaand? Wie van julle het al koue aande beleef en 'n kaggeltjie aangesteek? Die eerste diens was dan maar weinig gewees. Julle spaar julle hout vir die braai, ek verstaan.
Maar dink gou net aan 'n kaggel, daai keer op 'n koue aand toe jy in iemand se huis ingestap het, of selfs jou eie huis, en daar's 'n kaggeltjie daar een kant, 'n vuurtjie. Jy word mos uitgenooi om nader te staan. Jy word uitgenooi om net bietjie daar te gaan staan. En dan as jy 'n bietjie daai hitte beleef het, dan wil jy ook nie sommer aangaan met waarvoor jy gekom het nie. Jy wil daar bly. Jy wil tyd vertoef, want jy beleef iets van home. Jy's tuis daar. Jy word uitgenooi en daarom is jy tuis daar by die kaggelvuur. Hoe sou dit wees as ons aan God kan eerder dink as 'n kaggelvuur op 'n koue wintersaand? Maar julle is terug saam met my by Handelinge 2 op Pinksterdag. As die wind vanuit die hemel kom, dan kom waai hy deur almal, deur die hele vertrek. En dan begin mense se harte te brand. Lukas sê vir ons, daai vuur kom sit op al die mense. En dan begin hulle harte te brand. Ek het sommer daai beeld gekry daar in daai bekende Esegiel 37. En jy kan dit weer gaan lees, so 'n wonderlike gedeelte van daai doodsbeendere wat daar lê in die veld. En dan kom die Here en hy blaas sy asem, want dit is net hy wat dit kan doen. Hy blaas sy asem in daai doodsbeendere en dan skuif die beendere na mekaar toe. En dan kom daar nuwe lewe. Daar kom nuwe lewe. En hulle harte word aan die brand gesteek. Die vuur in hulle word aangewakker. Hulle harte brand weer van die Heilige Gees. Nou daar is nogal verskillende dinge wat met 'n mens gebeur wanneer die Gees in ons kom brand. Dikwels kom die Gees van die Here met sy fyn laserstraaltjie. En dan kom brand hy kom werk 'n bietjie aan ons gebrokenheid. Aan al die ou goedjies waarmee ons so sukkel in ons mensheid, in ons gebrokenheid. Hy kom werk 'n bietjie aan ons selfsug, aan ons selfgesentreerdheid. En dan dikwels kom die Heilige Gees ook met sy vuur. En hy lei vir ons met daai lig om daai volgende stap te gee, daai tree te gee. Wat jy gewonder het, maar wat is die wil van die Here? Die Heilige Gees kom en hy help jou om te onderskei. Wat moet jy nou doen in hierdie situasie? En juist wanneer die Heilige Gees in jou kom brand, dan kom daar tog 'n nuwe warmte hier diep in jou binneste. En dit is daai warmte van die lewende teenwoordigheid en die liefdevolle krag van die Here hier en nou. En dis nogal iets wat jou kom vul. Dit kom maak jou vol. Dit kom hou jou vas. Dit omhels jou. En soos Lukas sê, dit kom sit op jou. Daai warmte, daai gevoel van die Here is hier saam met my. Ek ervaar sy lewende teenwoordigheid en sy liefdevolle krag in my lewe hier en nou. Ek dink dit is presies wat John Wesley ook ervaar het. Dit word gesê juis in daai maand van Mei 1738 het John Wesley, en ons ken hom as die stigter van die Methodistiese beweging, het hy 'n herlewingsdiens bygewoon. En dan vertel hy, en hy skryf daaroor, dat op 'n stadium tydens hierdie diens het hy 'n ervaring gehad, en hy beskryf dit dan eenvoudig in die woorde, my heart was strangely warmed. Hy het net 'n vreemde warmte ervaar hier in sy hart. En hy beskryf dit as die vuur van die Gees wat in hom begin brand het. En John Wesley was 'n hoogs intellektuele mens, maar hoogs waarskynlik op daardie oomblik het dit wat hy geglo het en geweet het in sy kop waar hy meeste van die tyd geleef het afgesak
na sy hart toe. Dis tog wat die Here vir elkeen van ons begeer, is dat die vuur van die Gees in ons sal brand. Dis hoekom hy na ons toe kom. En daarom in die eerste plek word ons uitgenooi, ontvang die vuur van die Heilige Gees. En ons tweede uitnodiging is, begin lewe met die vuur van die Heilige Gees. Ons lees dan juist toe die Heilige Gees na die disippels toe gekom het en hulle harte weer begin brand het hulle ervaar dat die Gees hulle bemagtig om op 'n nuwe manier te gaan leef. Dis wat die Heilige Gees doen, hy kom bemagtig mense om op 'n nuwe manier te leef. En wanneer jy moeite doen, dalk miskien vanmiddag en die res van Handelinge 'n bietjie gaan deurpage, dan lees jy hoe die Heilige Gees daardie mense bemagtig het om op 'n nuwe manier te leef. In die eerste plek het ons sien ons juis dat daai nuwe manier was 'n nuwe vrygewigheid. Daardie mense deur die vuur van die Heilige Gees het 'n nuwe vrymoedigheid gehad om dit wat hulle alles het, om dit met ander te deel wat nie het nie. Dis 'n groot teken van die vuur van die Heilige Gees in ons lewens, is 'n nuwe vrygewigheid. Dan sien ons ook dat die Heilige Gees hulle bemagtig het om hulle geloof met ander te deel. Op 'n nuwe manier, op 'n manier wat eg is en wat lewenskragtig was in daardie tyd. Wat het hulle gedoen? Hulle het eenvoudig vir ander mense gaan vertel, hoe het ek die genade van die Here ervaar in my lewe? Dis al. Hulle het hulle monde oopgemaak en deur die bemagtiging van die Gees het hulle geloof gedeel en vir ander vertel. Die genade van die Here het hierdie afgelope tyd in my lewe so gewerk en daarom het hulle vrymoedigheid gehad om dit met ander te deel. Ons sien dan ook dat die Heilige Gees hulle bemagtig het om 'n versoenende volk te word. Hulle staan later aan bekend as die mense wat die brugbouers is. Hulle is die mense wat nie brûe afbrand nie. Nee, hulle is die brugbouers in die samelewing. Sou dit nie wonderlik wees deur die bemagtiging van die Heilige Gees, as ek en jy bekend kan wees as die brugbouers in tye waar dit miskien onstuimig raak tussen mense, dat ons is die mense wat deur die vuur van die Heilige Gees aangewakker word om vorentoe te tree en brûe te bou, eerder as om brûe af te brand, met dit wat ons sê, deur dit wat ons doen. En dan is hulle ook toe bemagtig om die Heilige Gees se leiding te volg. Waar die Gees hulle gelei het, daar het hulle gevolg. Johannes 3 vers 8. Ons weet nie waarvandaan die wind kom nie. Ons weet ook nie waarheen die wind waai nie. So die Heilige Gees kom vat 'n mens soms na plekke toe wat jy nooit gedink het in jou lewe jy gaan ooit daar wees nie. Hy vat jou na mense toe om mense te ontmoet wat jy nooit in jou lewe gedink het, ek gaan ooit meer kennis maak nie. Ek gaan nooit vriende met hulle maak nie. Die bemagtiging van die Heilige Gees het gekom juis deurdat hulle juis die Gees se leiding al meer en meer gevolg het en waarheen hy gelei het, daar het hulle gevolg. En ek dink bo alles is hulle bemagtig om God en om mense op 'n dieper manier lief te hê. Ek glo dis een van die sekerste tekens van die vuur van die Heilige Gees, is 'n nuwe manier van liefde teenoor God, teenoor mekaar.
Die Gees bemagtig elkeen van ons om op 'n dieper vlak lief te hê. Daarom as ons met die Gees vervul is die eerste mense wat dit moet sien, wat dit moet ervaar, wat dit moet ruik, wat dit moet hoor, is die mense wat die naaste aan ons is. So met ander woorde, iemand moenie vir my kom vra, Johan, brand die vuur van die Heilige Gees in jou nie. Nee, gaan vra my vrou, gaan vra my kinders, gaan vra my kleinkinders, gaan vra my bure, gaan vra my kollegas, gaan vra die mense saam met wie ek daagliks lewe. Gaan vra hulle. Hulle moet vir jou kan sê, ons ervaar Johan se liefde op 'n dieper vlak, want ons sien die vlam van die Gees brand in hom. Hy is met die Gees vervul. Dis ander mense wat dit moet van my kan sê. Hulle moet kan sê, ons ervaar deesdae, ons pa. Ek ervaar my huweliksmaat, dat hy op 'n dieper manier, 'n dieper vlak liefhet. Ons ervaar dat hy meer genadig is met ons. Hy kyk na mense met 'n sagter oog. Dis 'n groot kenmerk van die Heilige Gees, is wanneer ons sagter na mekaar kan kyk, deur God se liefde. Die Heilige Gees bemagtig ons om op 'n dieper manier lief te hê. En dit bring my by die laaste uitnodiging, ontvang, word vervul met die Heilige Gees. Word vervul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees was in staat om in daardie disippels te kom, omdat hulle gereed was, omdat hulle oop was. Hulle het 'n diep verlange gehad dat die Here sal kom en op 'n nuwe vars manier tussen hulle sal beweeg. En daarom het die Heilige Gees op so 'n wonderlike manier in hulle lewens ingekom. Wat ek dink belangrik is, wat ons vir mekaar net weer moet herinner, dat die Here is nie opdringerig nie. Wanneer hy wil inkom, skop hy nie deure af nie. Nee, hy kom op 'n sagte manier in ons lewens om ons te vervul, om ons vol te maak met die vlam van die Heilige Gees. Iemand het een keer gesê dat die Heilige Gees is die gentleman van die drie-eenheid. Maar hy wag en hy wag dat jy sal oopmaak, dat jy sal oop wees. As iemand nou vir my sal vra, maar julle vra dit nie normaalweg nie, maar as iemand nou sou vra vir my, Johan, wat beteken dit prakties? Dan sou ek 2 woorde graag vir jou wil gee. Die eerste een is vra, en die tweede een is ontvang. Skryf dit net gou 'n bietjie in jou gedagtes. Vra. Vra met verwagting. Ontvang met 'n dankbaarheid. Vra. Bid vir die vuur van die Heilige Gees. Dit was Jesus gewees wat gesê het, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Vra. Dis mos die eerste reël in die koninkryk van God, in 'n lewe saam met die Here. Vra en dan ontvang. Ontvang die vuur van die Heilige Gees. Vat weer vlam in die Gees en ontvang dit. Ontvang beteken eenvoudige vertroue. Dit is waar vir almal. Dis waar vir my. Dis 'n eenvoudige geloof wat ontvanklik kan wees. Ja, soms is dit dramaties. Iets gebeur net in jou lewe en jy weet die vlam van die Gees
het in jou diep kom brand. Maar meer as normaalweg, dalk miskien die normale, is dat sagkens kom werk die Heilige Gees. En sommer net een dag ervaar jy, maar die vlam van die Gees brand hoog in my hart. Vra dit van die Here en ontvang dit. Amen.
Mag elkeen van ons ook hierdie lied saamvat en mag almal van julle 'n wonderlike week geniet. Mag jy werklik ervaar dat die Gees se vuur in jou kom brand. En daarom wil ek julle graag seën met die woorde juis van die Heilige Gees, dat dit is hy wat God se lewende teenwoordigheid en sy liefdevolle krag sigbaar en tasbaar maak in jou lewe. Mag dit waar wees. Amen.